Baie welkom by vanaand se video oor Equipped en dankie dat jy die eerste 2 kwartale saam met ons 'n reis gegaan het om meer te leer, om dieper insig te hê. Nou op grond van die feit dat jy saam met ons op hierdie reis is, wil ek die volgende aannames maak. In die eerste plek dat jy op soek is na 'n lewe wat saak maak, 'n lewe waar jou dieper self in wie jy is en hoekom jy is tot uiting kan kom. In die tweede plek, dat jy besef dat in jou soek na antwoorde van wat wil die Here wil hy moet ek doen en wie is ek, dat jy besef dat daai antwoorde nie in jouself lê nie, nie in jou eie wysheid en insigte nie, maar dat jy juis by God die antwoorde soek. En die derde plek, dat in jou disippelskap van Christus, jy ook 'n beter disipel wil wees. En waar ons in die eerste 2 kwartale veral met Equipped hierdie jaar gepraat het oor die uiterlike en ons het gepraat van die Ou Testament en ons het gepraat van markplein bediening, hoe om mense na Jesus te lei en die verskillende vyfvoudige bediening, wil ons hierdie kwartaal spesifiek van my kant af baie meer persoonlik raak. En ons wil fokus op die innerlike jy en dan wil ons die groot vraag vra. Wie is jy? En wat is dit wat God oor jou lewe droom? Nou diep binne in jou besef ek, vanaf jou geboorte het God hierdie droom in jou wese in geprogrammeer en amper soos 'n tapuit ingeweef en hy het 'n plan vir jou lewe. En dis die groot, soos die Engelse sê, the why waaroor die lewe gaan. Nou baie keer in ons lewens vanaf ons op skool was en soos wat ons groot geword het ons baie keer wat of watter vra in ons lewe. Wat wil ek eendag hê? Wat moet ek eendag doen? Wie wil ek wees? Wat se werk moet ek doen? Maar ek glo dit is God se begeerte dat ons in plek van die wat of watter vra in ons lewens, eerder die wie vra sal vra. Wie wil God hê moet ek wees? Wie het God my geskaap om te wees? En dan, die groot vraag waaroor ons gaan praat is, wie is jy? As jy jou oë vir 'n oomblik kan toemaak en jy dink 'n bietjie terug aan jouself en jy dink oor jouself, dalk is dit 'n geval van ergens in jou binneste is daai saadjie wat geplant is oor hierdie droom, hierdie prentjie van wat jy moet wees. Hierdie prentjie van wie God jou geskakel het om te wees, hierdie prentjie van wat is God se droom oor jou. Nou, soos ons in hierdie kwartaal bietjie gaan praat oor wie is jy en wat is God se droom oor jou, wil ek vir jou die versekering gee, dit is 'n proses wat jou lewe gaan verander. Hierdie is 'n droom wat jy gaan ontdek, wat nuwe lewe en nuwe dinamika aan jou bestaan gaan gee. Want ek glo elke mens het 'n God-gegewe doel in die lewe. En soos wat ons gepraat het, soos 'n tapisserie wat kunstig geweef is, glo ek, is ons kunstig deur God se hand geweef en beplan in die moederskoot. En ons elkeen het dan daai persoonlike doel as mens. Nie een van hom is sommer net per ongeluk op aarde of sommer net so op die aarde. Elkeen van ons is met 'n baie spesifieke doel in die lewe geplaas. En daardie doel waarmee ons gebore word, saam met ons persoonlikheid en gawes en talente, vorm daai realisering van wat se droom God oor jou droom. Nou as ons praat oor God se droom vir jou en mense, dan wil ek sê, jy's heel waarskynlik een van 3 tipe groep mense, as ek dan so kan vereenvoudig. In die eerste plek, jy weet glad nie wat God se droom vir jou is nie. Jy is nog nooit vertel dat jy spesiaal is nie, jy is nie vertel dat jy met 'n doel op aarde is nie. En dalk is jy baie suksesvol in jou werk of besigheid, maar in jou binneste is jy nog steeds sonder vervulling. Dalk is jy een van daai mense. Tweede groep mense is dalk leef jy God se droom vir jou lewe. En dis 'n realiteit, jy ervaar dit elke dag, dit skep vervulling. Of dalk is die derde tipe groep, een persoon soos wat jy dalk is. Jy weet wat God se droom vir jou lewe is, maar jy steek God se droom diep in jou binneste weg. En dalk is dit omdat jy seer gekry het en kwaad gemaak is en te nagekom is, maar eintlik in 'n sekere sin weet jy wie dit is, en weet wie jy moet wees, maar jy is soos 'n soldaat wat dros. Jy kruip weg en jy leef 'n lewe van ontkenning.
Dis hartseer. En ek kan daarbey aansluit. Dit was ek gewees. Vir lank het ek daai droom wat God gehad het in my lewe, het ek so onderdruk dat ek nie vervuld was nie, maar eintlik gefrustreerd was die hele tyd. Ons het vroeër gepraat van daai tapisserie wat God oor jou lewe spreek, hoe hy jou weef. Psalm 139 vers 13 sê, U het my gevorm, U het my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. En daai beeld gaan ons baie deeglik bespreek in die volgende kwartaal van wie is jy as tapisserie wat God half aan mekaar geweef het met delikate patrone en beelde en kleure. Wie is jy? Die ander teksgedeelte wat ons spesifiek na gaan kyk is die gelykenis van die talente, Matteus 25. Maar die 3 belangrike feite in die ontdekkingstog na God se droom oor jou, gaan ons baie spesifiek by stil staan. En ons gaan kyk na jou tipe persoonlikheid, en ons gaan kyk na jou talente, en ons gaan kyk na jou geestelike gawes. En dan gaan ons laastens kyk, waar moet jy dit uitleef? Ons gaan jou help. Ons is al daai droomgids wat jou gaan begelei in die ontdekking van jouself en hoekom is jy op aarde. Nou daar's baie boeke al geskryf oor hierdie proses en dalk ken julle. Daar's byvoorbeeld Purpose Driven Life van Rick Warren, julle ken die boek dalk goed. Daar is ook Bruce Wilkinson se Dream Giver. Dan is daar byvoorbeeld vir die persone wat al suksesvol is, maar nie spesifiek vervulling kry nie, is daar Halftime. Maar ons gaan baie spesifiek hierdie kwartaal stil staan by The 3 Colors of Ministry. Nou, in die begin van ons gesprek, vir die volgende paar weke, wil ek net die volgende paar feite uitsorteer en dat ons almal mooi verstaan wat ons vertrekpunt is. Maak nie saak wie jy is nie. Ons glo, gebaseer op God se woord, elkeen het talente. As jy gaan kyk na die gelykenis van die talente, elke een het 'n talent ontvang. Daar's niemand wat nie 'n talent ontvang nie. En jy dalk het nie talente nie, maar ons gaan dit ontdek. Jy het talente. In die tweede plek, maak nie saak hoe oud jy is nie, talente het nie 'n vervaldatum nie. So dit kan nie die geval wees van as jy 65 is, dan het jy die vervaldatum is daar en jy kan nie meer iets aan doen nie en tyd is verby en is eintlik 'n lewe wat vermors is. Nee, dit het nie 'n vervaldatum nie. As ek reg kan onthou, Barbara Cartland, van die ouer persone wat onthou, wat romantiese tipe van fiksie geskryf het, was 70 jaar oud toe sy begin skryf het. So moenie sê jou tyd is verby nie. In die derde plek, die enigste onderskeiding tussen die wat hulle droom ontdek en die wat hulle droom begrawe, is vrees. Ons gaan jou help om vreesloos te wees, sodat jy nie jou talente begrawe nie, maar daarmee kan woeker. En wat is dan ons doel om in hierdie ontdekking van jouself? As ons praat van jou gawes of jou doel in die lewe, maar eintlik is ons fokus, al het ons dit ontdek, om aan die einde van die kwartaal te kom by 'n verwoording van juis jou doel in die lewe. Dat jy baie spesifiek kan sê, ek het besef, ek het insig, hier's my doel in die lewe. Partykeer gaan ons praat van 'n huisbakgesprek. 'n Huisbakgesprek is, sê net maar jy klim in 'n huisbak by die waterfront, dat jy tussen 2 vloere baie pertinent vir iemand kan verduidelik wat jou doel in die lewe is. Dit moet 'n kort gesprek wees, ons gaan hom vasvat, maar ons gaan dit ook met mekaar deel aan die einde van die kwartaal om te sê, dis my doel in die lewe. Nou, kom ek sê vir julle wat my deklarasie is. En ek beskou dit as my deklarasie van doel. Myne lyk so. Ek is geroep om aan God toegewyd en afgesonder te leef en om te dien deur ander te beïnvloed om hulle God gegewe doel in die lewe te ontdek, te formaliseer en te implementeer. Dis die boodskap wat God wil hê ek moet verkondig. Dis my doel in die lewe. Vandat ek klein was het ek gevoel van wat is die sin van my lewe, wat gaan oor die lewe, maar ek dink dit is 'n proses wat ek moes deurgaan om ander te bring om te sê, kom ons praat oor jou sin in die lewe, jou doel in die lewe, en dan baie spesifiek praat ons oor wat is die droom wat God droom oor jou lewe. En ek wil jou aanmoedig in die volgende paar maande, soos wat ons jou droom ontdek, om ook jou deklarasie saam te stel. Want soos ek sê, ons gaan aan die einde van die kwartaal
bietjie met mekaar gesels en ons gaan half soos 'n 2 minute toespraak soos wat jy op skool gegaan het, gaan ons vir julle geleentheid gee om julle deklarasie van doel met ons almal te deel. Ons almal wil deel in daai joy of blydskap dat jy tot die punt gekom het waar daai prentjie duidelik is. En ons gaan saamwerk, dit gaan 'n innerlike proses wees, dit gaan nie altyd 'n lekker proses wees nie, want dit is soos chirurgie wat jy diep doen, maar dit is 'n wonderlike, bevrydende proses. So van volgende maand af gaan ons baie spesifiek kyk na 3 Colors of Ministry, gaan ons daai pad saam met jou stap. So tot volgende maand, ek sien uit om julle te sien, persoon tot persoon, laat ons hierdie reis saam aanpak. Baie dankie, totsiens.